Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Professor Araukenig maak baie van Abraham se belang by die evangelie in sy boek Alle paaie lei na Jesus. Volgens hom is Abraham een van die sentrale figure van die Bybel. As 'n mens regtig die rol van Abraham in die Bybel verstaan, verstaan jy die evangelie self. Die naam Abraham kom moontlik van een van twee bronne, dalk uit 'n Babyloniese woord wat beteken hy het die Vader lief, waar Vader 'n verwysing na God is, of uit 'n Kanaanitiese woord wat beteken die Vader, God, is verhewe. Abraham is 'n heiden wat God geroep het uit Haran om die stamvader te word van die nuwe volk wat hy vir homself wou vorm. Na 'n baie lang geskiedenis van geloofsbeproewing het die Here deur 'n wonderwerk vir hom en Sara 'n seun gegee. Dit was die begin van die nuwe volk wat die Here vir hom voortgebring het. Buite die Genesisverhaal oor Abraham en Sara is die direkte verwysings na Abraham nie so volop in die Ou Testament soos in die Nuwe nie. Maar 'n mens moet jou nie daardeur laat mislei asof hy nie belangrik is nie. Behalwe vir die verwysings wat daar wel is, moet 'n mens ook kyk na die formule van die Abraham verbond. Ek sal vir julle 'n God wees en julle sal vir my 'n volk wees. Dit is die sinnetjie wat verreweg die meeste in die Ou Testament voorkom. Dit alleen maak die verbond met Abraham oorheersend belangrik in die Ou Testament. Buite Genesis word Abraham die vader of die voorvader van Israel genoem. God word die God van Abraham genoem, of dan die God van Abraham, Isak en Jakob. En daar word verwys na die verbond met Abraham, en daar word ook na die nageslag van Abraham verwys. Abraham word ook die vriend van God genoem, 'n titel wat niemand anders in die Ou Testament gekry het nie. Twee sake staan uit in die Ou Testament: die geloofsbeproewing, waarin die belofte van die Here vir Abraham en Sara laat beland het, en die inhoud en betekenis van die verbond met Abraham. Abraham en Sara se geloofstryd begin met die wag op die geboorte van Isak. Die Here roep vir Abraham toe hy omtrent reeds 75 jaar oud was. Sara was omtrent 10 jaar jonger as hy. En God beloof dat hy hom 'n groot nasie sal maak en dat al die volke op aarde in hom geseën sal word. Intussen weet ons dat Sara onvrugbaar was. Omtrent 5 jaar later herhaal God die belofte baie duidelik en spesifiek. Hy beklemtoon dat Abraham nie op 'n indirekte wyse, byvoorbeeld deur sy slaaf Eliezer, 'n nageslag sal kry nie, maar uit Sara. Nog 5 jaar later verwek Abraham met Sara se toestemming 'n kind by haar slavin Hagar, wat op 'n breekspel uitloop. Eers 16 jaar later verskyn die Here weer aan Abraham, en hy sluit by herhaling die verbond met hom, en beloof opnuut dat juis uit Sara 'n kind vir hulle gebore sal word. En hy voeg ook by dat dit oor 'n jaar sal wees. Skynbaar baie kort daarna verskyn die Here weer aan hom en Sara en verseker hulle opnuut dat hulle oor 'n jaar 'n seun sal hê. 'n jaar later, toe Abraham 100 jaar oud is en Sara 90, kry sy vir Isak. Voorwaar 'n lang tyd om te wag. 'n Mens kan verstaan dat hulle geloof tot die uiterste beproef is. Maar God vergeet nooit sy belofte nie. En uiteindelik gebeur dit presies soos hy dit beloof het. Die begin van 'n nageslag vir Abraham, gebore uit Sara. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons uit die verhaal van Abraham en Sara en Isak so duidelik kan sien
dat u getrou bly aan u beloftes. Ja, dat selfs wanneer dit vir mense onmoontlik lyk, doen u nog steeds nie net wat u beloof het nie, maar presies soos u dit beloof het. Help dan ook vir ons om nooit ongeduldig te wees as ons wag op die vervulling van u beloftes vir ons nie. In Jesus se naam. Amen.